Ons gaan saam lees Psalm 32, die hele Psalm, maar voor ons saam lees uit die woord van die Here uit, ons verenig saam in gebed, kom ons bid saam. Ons liefdevolle Heer en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook op hierdie oggend te kan stil raak in die teenwoordigheid met die wete, Here, U is by ons en U is met ons. Die teenwoordigheid vul hierdie gebou vanoggend. U nabyheid word gevoel en beleef en daar gesmag. Ook die warmte van oorwinning klop in ons harte, vloei deur ons are. En dit omdat U ons lief het. Dit is ons besonderse voorreg dat U om vanoggend voor U te kan staan in gebed en aanbidding en te bly lewe. Ook hier by ons in die gemeente kan ons nie genoeg vir U dankie sê nie, want U vingerafdruk is so sigbaar. Hoe U besig is om met elkeen van ons te werk en te bou, soos die volmaakte pottebakker konstant besig is, kan ons nie anders nie as om U net te eer en te loof en te prys en aan U al die heerlikheid te gee, en die krag en die majesteit tot in alle ewigheid. Want ons bely Here ook vanoggend, wie is 'n God buiten U? Daar is niemand anders wat 'n rots is, soos U is nie. En as ons dit besef, kan ons saam met Dawid ook bely in Psalm 18, met my God, stap ek 'n brende storm, spring ek oor 'n muur, 'n stadsmuur, 'n hoë muur, groot uitdagings en beproewinge. Dis waar dat U ons in staat stel. En mag ons dan ook hierdie woord vanoggend dit beleef en ervaar en ook hoor. Dat die Heilige Gees ons harte ontvanklik maak en dat elke woord wat gelees word en ook gespreek word, 'n impak sal hê op elkeen van ons se lewens. Ons besef, Here, ons is swak en ons is nietig en daarom, Here, omdat ons onsself so goed ken, daarom kom ons vanoggend na U toe en daarom smeek ons, Here, help ons. Staan ons by. Maak ons laste ligter, gee vir ons rus, die nodige rus. Maar ook skenk ons, o Here, die wysheid om verstandig en gehoorsaam te lewe. Ek dink besonder ook in hierdie tyd van die jaar waar ons op ons knieë is en diep afhanklik pleit en smeek, Here, dat U ook die hemelpoorte sal open en reën sal gee soos dit U behaag en U wil. Ons weet, Here, dat daar is niks en niemand wat U kan beperk nie en U sal gee soos U wil. Mag ons oë op U wees, Here, wat daar in die hemel troon, totdat U ons genadig is. Mag ons nie bid en kerk toe kom en Bybel lees sodat U ons genadig is nie, maar mag ons oë op U wees, Here, totdat U ons genadig is. En daarmee saam ook smeek, wees ons genadig, o Here, wees ons genadig. En mag dit wat U gee en bied, mag dit ook gebruik word in ons lewens om U te eer, U grootheid en almag te verkondig. Ons sien alreeds dit ook in U hande werk daar by Boobie en Melanie, Danel, Malan. Ons sien die vingerafdruk, Here. Wonder bo die medisiese verwagting en oortref U elkeen se gedagtes. En daarvoor eer ons. En in besonder ook aan elke broeder en suster op ons voorbereidingslys. Ons dink aan elkeen wat in moeilike omstandighede is, ons vra, Here, maak U die las ligter. Mag U ook dat deur die wysheid van die woord lei om dit oor gefokus en gefestig te hou op U alleen. Want U is die volmaakte geneesheer, die wat herstel bring hier in die tydelike lewe, ook in die ewige lewe. U sê Jesus Christus is die een wat reg maak. En mag ons dit ook beleef. Want ons bely, Here, vroeër was ons kinders van die duisternis, maar nou is ons lig in die Here en help ons om te wandel, ons is kinders van die lig. Ons weet ons kan dit nie uit ons eie doen nie, en daarom bid ons ook vir die werking van die Heilige Gees en die woord as riglyn, dat ons help om ons pad, lewenspad suiwer te hou. Mag hierdie geleentheid ook strek tot eer en heerliking van U naam, uitbouing van U koninkryk, maar mag U ook oor die eie eer waak hou, want ons weet, Here, vanuit ons nietige natuur skiet ons ver te kort.
maak die mens minder, Here, dat die groter kan wees ook vandag en môre, veral ook met die voorbereiding op die heilige nagmaal. Mag U ons seën met al die seëninge. U is die goeie gewer van alles. Ons staan in opgewondenheid en wag, Here, vir die goeie wat U sal gee en bring. Vergewe ook ons ongeregtighede, ons skulde, ons swakhede, ons sonde, dit wat ons verkeerd doen, verkeerd dink, verkeerd sê, Here, verkeerd beplan. Ons vra, Here, dat U ons so diep saad van geloof sal gee ook vandag, dat ons die versoekinge en die invloede van die wêreld, die bose, die Satan sal weerstaan. Beklei ons met die volle wapenrusting, Here, want dis al hoe ons weet, ons staan is altyd. En Jesus dan met ons in die kragvolle uitwerking van die Heilige Gees. Amen. Ons luister dan saam na die pragtige woorde van Dawid, hier in Psalm 32, en ek lees vir ons daar vanaf die eerste vers. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het my gewete uitgeteer, my gebrul die hele dag. Want die hand was dag en nag swaar op my murg het verander, soos die somergloed. My sonde het ek U bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en U die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Daarom sal elke vrome U aanbid in 'n tyd as U te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Ek wil jou onderrig en jou leer en gaan in die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het, wat 'n mens moet tem met toom, teel as sy tuig. Anders kom hy nie naby jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goeie tierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. En ook die jubel sien ons ook daar by Habakuk, die baie bekende Habakuk 3 vers 17 tot 19. Al sou die vyand oor die wolk en hulle sê ek het die jubel. Die jubel omskrywing beteken om werklik op en af te spring van blydskap. Die woord van die Here sê hier vir ons dan, wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel, spring op en af van blydskap. Alle opregtes van hart, wat beteken dit is nie vir almal. Dis vir diegene wat opreg is van hart, wat geen bedrog in hulle binneste, in hulle hart en hulle gedagtes het, of selfs kweek. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dit is die woord van God, mag elkeen wat die woord vanoggend gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar en beleef. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons kom vanoggend saam hier na die erediens toe, nie om bloot net te kom hoor wat die dominee te sê het, of wat die dominee te lees het nie. Ons kom nie net hier vanoggend na die erediens van die Here om net te luister nie, maar om ons siele, ons harte en ons lewens voor te berei vir die heilige nagmaal, die maaltyd van ons Here Jesus Christus. En daarom hierdie desperate uitroep as ons tema, wat ek glo in elkeen van ons is, en kweek en borrel. Here, help my. Here, help my. 'n tema, sekerlik ook die harte sny. Hierdie woorde, hierdie tema is 'n gebed wat ontstaan uit 'n hart wat die gewig van sonde voel, wat werklik besef watter skade hulle sonde verrig, en wat besef dat hulle sonde soos onkruid in hulle lewens insluip, groei en
ons verhouding met God beskadig. Psalm 32, die gedeelte wat ons vanoggend dan ook saam gelees het, is 'n getuienis van Dawid se worsteling met sonde, maar ook sy persoonlike belydenis en uiteindelik ook die wonderlike vrug van bevryding of ook vergifnis of verlossing wat volg. Psalm 32, die gedeelte wat ons saam gelees het vanoggend, spreek regheid tot jou en my vanoggend. Praat regheid tot elke liewe gelowige wat homself gereed maak op die tafel van die Here vir ons die redding. Alleen in Jesus Christus bely en herken. Nou wanneer ons kyk na die gedeelte wat ons saam gelees het, Dawid begin hierdie pragtige psalm, die seën van skuldvergifnis, met 'n wonderlike seëning, 'n mooi woord as inleiding. Hy sê, welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig, baie gelukkig, baie bly, geseën is diegene wat se sonde bedek is. Geseënd is diegene wat iemand anders het, wat jou las van jou sonde, of die gevolg van jou sonde dra. Baie gelukkig vir jou, as jy iemand het wat namens jou of vir jou intree. Dis hoe hy begin. Hy skets hier die mooi prentjie van opgewondenheid, ook gelukkigheid. En dan draai hy onmiddellik, met 'n enkele verse na die donker kant, die slegte tyd, die tyd voor vergifnis. Daardie vers wat sê, toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my murg het verander soos deur somergloed. Die woordjie somergloed afgelei van 'n Nederlandse woord, somergloed, wat werklik beteken die hitte en die droogte van die somerson. Daardie son wat ons konstant van ons probeer beskerm. Daardie son wat jou deurboor, wat jy nie kan wag om onder 'n koelteboom of binne in 'n kamer met 'n ligversorger te sit nie. Dit is wat hierdie somergloed beteken. Stel jouself voor, Dawid, die man naby aan God se hart, 'n man wat God lief gehad het, 'n man wat die wysheid van God ontvang het. Maar ook 'n man wat 'n baie swaar geheim dra, 'n donker geheim dra. Hier in sy binneste, hier in sy hart. Ja, ek glo hier het reg geraai, die sonde met Batseba en die moord op haar man Uria. Hy swyg. Dawid swyg. Hy probeer om dit te bedek. Hy probeer om dit weg te steek. Hy probeer om nie daaraan te dink nie, maar dit vreet hom op. Dit vreet sy binneste op. Sy liggaam ly, hy voel dit in die fisiese liggaam. Sy siel hier in die binneste kerm. En God se hand druk swaar op sy hart, op sy gedagtes en op sy siel. Dis wat Dawid besig is om vir ons te vertel. Hy deel iets hier in die binnekant, sy binneste met ons. Dis nie iets wat hy gehoor het nie, maar dis iets wat hy fisies ervaar hier in sy binneste. En hy deel dit met ons, dat ons nooit onsself in 'n soortgelyke situasie of posisie bevind. In ons lewens is sonde presies soos onkruid. Dit begin klein. Miskien dalk 'n vinnige woede uitbarsting. Dalk net so 'n verbode kyk, soos ons ook die woorde baie goed ken, verbode vrugte. Dalk maar net bloot 'n klein eenvoudige selfsugtige keuse. Net een vloekwoord.
Net een Sondag mis. Jy dink by jouself, ag man, dit is niks. En jy swyg. Jy gee nie aan dit aandag nie. Jy dink jy het geonderdruk of geoorkom. Maar dit groei. Daardie sondekie wat jy dink niks is nie, daardie sonde groei, dit skiet diep wortels in jou hart, dit skiet wortels in jou begeertes en in jou dade en in jou woorde en dit steel die lewenskrag uit jou verhouding met God. Ewe skielik begin dit vir jou te voel asof God ver is. Dit begin vir jou te voel asof jou gebede bloot droog is of opgedroog het. Jou Bybelstudie of jou behoefte om Bybel te lees word leeg. En jou gehoorsaamheid aan God word ewe skielik baie nou selfs koud. Maar hier agter die skerms, daar wanneer die deure van jou lewe toegemaak word vir almal om te sien, daar voel jy die druk, dag en nag hier in jou binneste, die swaar op jou hart, die seer in jou siel en sonde skuld. Geliefdes, en ek en jy ken dit. Jy weet presies waarvan ek vanoggend praat, daardie skuldgevoelens wat jy wegsteek of selfs versteek vir die mense die naaste aan jou. Maklik om 'n glimlag op jou gesig te sit. Maklik om weg te kry agter die Afrikaanse tradisionele groep. Hallo, hoe gaan dit met jou? Nee, goed, dankie en self. Maar hier in die binnekant is dit swaar en seer en jy dra aan die laste van die gevolge van jou sonde. En ja, geliefde, skuldgevoelens. Jy voel dit nie omdat God wreed is nie. Nee, jy voel dit juis omdat God heilig is en hy jou wil red. Waarom? Want sonde skei ons van hom, soos Jesaja 59 vers 2 dit so mooi stel, sonder enige nodige interpretasie. Maar julle ongeregtighede of julle sonde het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Julle sondes is die oorsaak dat God sy aangesig verberg en nie hoor nie. Julle sondes is die oorsaak dat daar skeiding is. Afstand is tussen ons en die lewende God. Dis wat Jesaja hier vir die volk, maar ook vir jou en my moderne gelowiges sê. Die sonde is nie maar net bloot 'n morele fout nie. Nee. Die sonde is soos gif wat ons harte verhard en afstand tussen ons en God skep en ons vreugde roof, ons ontneem van volkome blydskap. Dat ons ook in hierdie tydelike lewe ten spyte van alles kan jubel en juig op en afspring van blydskap en dankbaarheid, omdat ons ten spyte van alles nog steeds die Here ons God het. In die gereformeerde verstaan weet ons dat hierdie swaar kry, hierdie ellende, hierdie leed, hierdie mismoed, hierdie skuldgevoelens deel is van God se dissipline vir ons, deel is van sy oordeel. Hy sê dit so mooi, geliefdes, en ek dink ons moet dit net weer hoor. Hy laat die sondes van sy kinders nie ongestraf nie. Ons beleef dit dalk nie in ons lewens vandag nie. Maar hierdie ellende, hierdie wêreld, hierdie boos, donker gesondheidsuitdagings en siektes wat ons trotseer in hierdie samelewing, is God se oordeel wat reeds besig is om gevel te word. In hierdie tydelike lewe wat ons beleef, waar ons bekommer is, of dat gaan reën of nie, voel jy vanoggend hoe swaar
druk dit op u hart. Laat sy kinders nie ongestraf nie, want hy is lief vir ons. Soos Hebreërs 12 vers 6 dit so mooi leer, die Here sê self, want die Here digtig hom, wat hy lief het. Maar as ons swyg, as ons sondes versteek, nie aan dit aandag gee nie, dit nie oorwin nie, groei die onkruid in ons lewens meer en meer, vinniger en vinniger, en die skade word groter. Die letsels van jou sonde beïnvloed nie net vir jou nie, nee, dit beïnvloed jou geliefdes, dit beïnvloed jou gesin, dit beïnvloed jou kerk. Onbeleide sonde versprei en veroorsaak skeuring. Maar onbeleide sonde maak jou getuienis vals. Maak jou getuienis in hierdie lewe vals. 'n Onbeleide sonde skakel die lig af in jou lewe. 'n Onbeleide sonde breek die koninkryk van God hier in die tydelike lewe. Hoe kan ons na die nagmaal kom met sulke laste, met sulke onkruid in ons lewe? Die brood en die wyn roep ons tog op om skoon te kom. Maar met onkruid in die hart, veral daardie onbeleide sondes, eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. Die woorde van die Here self in sy Bybel. Maar soos ons hier die Psalm lees, sien ons daar kom ook 'n baie mooi en 'n goeie wending. Ons is Here baie dankbaar vir sy sagmoedigheid, vir sy hart, vir hoe hy met ons werk oor die eeue heen. Die vers lees, my sonde het ek nie bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my ongeregtighede bely, my oortredinge bely, en die ongeregtigheid van my sonde vergewe. In hierdie teksvers kan ons in ons geestesoog sien hoe Dawid opstaan en sy swye breek. Hy stort sy hart uit voor God, hy steek niks weg nie, en onmiddellik, ja dadelik kom daar vergifnis. Geen wagtydperk, geen boete toedoening of betaling wat jy moet maak nie, geen rekeningsstaat wat verheffen moet word nie, onmiddellik beleef jy die verligting en die vryheid van geloof wat daar slegs te vind is. Vergifnis van sondes. Dis die wonder van genade, as ons ons sondes bely, as ons sondes laat staan, daarmee breek, reinig hy ons van alle ongeregtigheid, soos 1 Johannes 1 vers 9 beloof. En hier sien ons die skade van sonde baie duidelik. Dis nie net 'n eksterne vyand nie, maar 'n innerlike verwoester, soos onkruid wat die grond uitput, suig die sonde, die een na die ander sonde, ons krag weg. Ons dryf weg, ons behoefte weg. Maak die sonde ons geestelik dor en droog. Dawid se somer droogte en hitte is ons eie ervaring. Daardie tye wanneer God ver voel, wanneer gebede nie deurdring nie, waar dit voel asof die een gebed na die ander gebed, maar slegs die plafon bereik, of van die een muur na die ander muur bons. U ken dit, u beleef dit, dis ons lewe hier in die tydelike. Dis wie ons is. Versteur ons verhouding met hom die sonde, dit maak ons blind vir God se liefde en God se genade, en daarom vra ons vir die Here waarom of hoekom. Die sonde maak ons blind vir elke druppel genade wat die Here reeds oor jou lewe laat val het.
onverdiend natuurlik vanuit die Vaderhand. Maak ons doof vir sy lyding, daarom weet ons nie waarheen of wat om te maak nie. Maar Dawid kom leer ons iets besonders, sondebelydenis, skulderkentenis, is die mes wat sny, die vuur wat reinig, dit herstel die verhouding. Maar tog weet ons, in ons eie krag kan ons nie bely nie, ons natuur is geneig om te bedek, om die een verskoning na die ander verskoning te maak, uit te dink en te regverdig. Want as jy is hier, binne in hierdie psalm, waar ons die gereformeerde lyn na Jesus toe raak sien, wie hy vir ons is, wat hy vir ons is. Psalm 32 wys vooruit na hom, vooruit na die volmaakte Dawid, vooruit na die Messias wat redding gebring het. Ja, Dawid se vergifnis is 'n skaduwee. Dit maak ons opgewonde, maar dit is bloot net 'n skaduwee. Jesus is die werklikheid, die realiteit en ook die vervulling. Jesus het gekom om die skade van sonde te herstel, om die onkruid uit ons lewens uit te ruk wat ons nie kan nie. Soos Romeine 4 vers 6 tot 8 aanhaal uit hierdie psalm, word Dawid se woorde op Jesus toegepas. Hy is die een wat God geen sonde toereken nie. Hy is die vlekkelose, sondelose lam. Al het God volgens 2 Korintiërs 5 vers 21 sy seun vir ons sonde gemaak. Die Vader het sy seun jou sonde gemaak. Dit wat jy verkeerd doen, dit waarmee jy besig is. En die liefde vir jou het sy Vader sy seun daai sonde gemaak. Vir ons, vir sy kinders. En hy het dit vir ons gedra. Wat het Jesus vir ons kom doen? Hy het nie maar net vir ons 'n goeie voorbeeld van 'n goeie belydenis kom gee nie. Hy het die prys betaal vir ons vergifnis. In die tuin van Getsemane het hy die swaar hand van God gevoel en beleef, die droogte van skeiding ervaar en gedra. My God, waarom het U my verlaat? Aan die kruis hang die Here Jesus Christus daar, en vrywilliglik neem hy jou sondes op hom. Hy kon geworstel het, hy is God self, hy kon van die kruis afgeklim het, geen mens kan hom beperk nie. Hy neem jou tekortkominge op hom. Hy dra die volle vloek en die pyn en die oordeel van God op hom, namens jou, namens my, namens gelowiges hier op aarde. Neem daar die ongeregtigheid wat ons nie kon bedek nie op hom, hy het nie geswyg nie, hy het uitgeroep en deur sy bloed het hy jou en my bedek met geregtigheid, om weer in die regte verhouding met die volmaakte God te lewe, soos Psalm 32 sê, welgeluksalig is die mens, en wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, baie gelukkig is die persoon, wie iemand het wat namens hom intree, wat namens hom sy vloek dra. Sê wie wat sê Dawid? Jy is vry, die een wat iemand het, wat in jou plek staan, wat bereid is om jou skuld te betaal, sonder om dit ooit van jou af terug te versoek. Sê wie die waarde van gelowig wees, kind van God wees. Hy het uitgeroep, deur sy bloed bedek hy ons met redding. Dis deur Jesus se werk, hy het die wet vervul, die straf gedra, sodat God geen sonde meer in ons sien. Ons word nie vergewe deur ons belydenis as verdienste nie, ons verdien dit nie. Ons word vergewe deur die bloed van Jesus, deur sy verdienste. Die Psalm sê dit verder en kortliks sal ek net daar deurgaan. Hy is die skuilplek, volgens vers 7, die een wat ons bewaar vir benoudheid, wat ons omring met lofliedere van bevryding. Deur die Heilige Gees onderrig hy ons, lei hy ons met sy oog, soos vers 8 beloof. Hy maak ons nie soos wilde perde nie, maar hy buig ons wil deur sy genade. Hy gee geleenthede soos hierdie, wat deur die oogklappe van die wêreld laat afval, dat ons weer vir 'n oomblik op hom en hom alleen kan fokus.
is waarmee hy besig is. En dan kom hierdie Psalm en kom gee vir ons 'n praktiese, duidelike, goeie riglyn om jou en my te help ook in hierdie tyd, veral die week wat voor lê. Daarom sal elke gunsgenoot u aanbid, of vrome u aanbid in 'n tyd dat u te vind is. God is en bly genadig, beskikbaar. Moenie wag nie. Die goddelose ly smarte, maar wie op die Here vertrou word omring deur goedertierenheid. En daarom eindig hierdie Psalm met 'n gejubel. Want ons is nie goddeloses nie. Ons het Jesus, die Seun van God. Jy het Jesus Christus, die Seun van God, wie jou naam met sy bloed in die boek van die lewe geskryf het. Dit is wie ons het. Daarom kan ons ten alle tye ten spyte van jubel en juig en dankbaar wees. God se genade is groot. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges. En geliefdes, dit is ons roeping. Sonde se skade is werklik. Dit droog ons uit. Dit skei ons van die Here. Dit vernietig intieme gemeenskap met God. Want Here Jesus Christus het gekom om dit om te keer. Hy het die onkruid gedra, die droogte gedrink, sodat jy en ek kan lewe. Ek sluit af. En as ons nou na die nagmaal nader, gaan ondersoek jou hart. Gaan beproef jou hart. Gaan wees eerlik met jouself. Waar swyg jy nog? Waar swyg jy nog? Waar groei die onkruid van trots, welis, bitterheid, dronkenskap, ongehoorsaamheid, skinde, leuns, jaloesie, selfsug, ja dit wat jou weghou uit die kerk op 'n Sondag. Waar groei die onkruid in jou lewe? Wat is jou verskoning om God nie te dien of gehoorsaam nie? Hy het sy eie seun sonde vir jou gemaak. Hy het sy eie seun vir jou laat kruisig, laat sterf. Wat is jou verskoning? Haal die onkruid uit jou lewe uit. Besef die verwoesting, dit steel jou vreugde. Dit steel jou intimiteit met God. Nie probeer jouself reinig nie, dit is die doel van hierdie preek nie. Vertrou op Jesus Christus, die groote geneesheer, die offerlam. Kom volgende week na die tafel met 'n oop hart. Ontvang sy liggaam en sy bloed as medisyne vir die siel. Laat dit jou vul met sy genade, sodat jy kan uitstap met 'n brandende behoefte en begeerte daagliks. Here, help my, want ek kan myself nie help nie. Help my, Here, help my. Roep dit uit in jou worsteling. Roep dit uit in jou swakheid. Hy hoor, hy help, hy red. Mag hierdie nagmaal van volgende naweek jou vernuwe en jou vul met gejubel. Amen. Kom ons dank. Ons liefdevolle Heer en Hemelse Vader, ons kan nie anders nie as om saam met die tollenaar te bid vanoggend. O Here, wees ons sondaars genadig. Help ons, Here. Help ons nou, help ons gou, help ons vandag. Bewerk U vernuwing en verskil en verandering in ons lewens. Want ons weet, Here, sonder U is daar geen hoop nie. In Jesus naam bid ons in hierdie werking van die Gees. Amen.